Ek dink nie ek sal uit my plek uit wees as ek sê dat die belangrikste in die lewe is die voortgaan van mense, die kinders wat gebore word om die ou mense wat afsterwe te vervang. En ek dink is 'n sinvolle en logiese nie argument nie, sê ding dat kinders is ons toekoms. Dit is so. Sonder kinders is ons tot niet. Dit is so en dit gee sin aan die lewe. Goed. As ons praat van kinders, Rietjie, ons moet aanvaar dat geen kind sal in hierdie lewe kom sonder 'n ma nie. Dit is. Dit is hoe dit is. Ja. Ons twee ken mekaar goed. Ek het kinders en jy het kinders. En ek gaan jou dit vra. Moet dit vir jou vra. Jy was al in jou lewe in 'n situasie waar jou kind bedreig was. Ek weet. Ek was. En jy nie heeltemal seker was wat betref sy veiligheid nie. Glad nie. Glad nie. En wat het dit aan ma gedoen? Joe. Slapelose nagte wat ek op my knieë deurgebid het en net gesmeek het vir 'n tweede kans vir hom. Dit skeer 'n ma se hart uit mekaar uit. Dit doen. Goed. Ons is nou hier vandag by iets wat jy deel van is wat regtig wonderlik is, hierdie huis van veiligheid vir kinders. Ja. Het jy al ooit gedink die kinders wat hier is se ma's, hoe voel hulle oor hulle kinders hier? Ek dink dat dit moet vir hulle ook moeilik wees nie, want ons bly in so 'n gebroke wêreld dat baie keer werk dinge nie uit soos wat dit moet nie. Maar ons moet fokus op die kinders. Daar is maatskaplike werkers wat aandag gee aan die ouers en wat vir hulle help om weer hulle situasie so te kry dat die kinders kan teruggaan. Ek meen dit is die doel, dit is die hoop wat 'n mens altyd het, dat dit so kan wees dat hulle weer na huis toe kan gaan, maar dit werk nie altyd so uit nie. So hierdie plek is daar om huis te wees terwyl hulle eie huis nie kan wees. Dit vat nie weg wat ek wil sê dat selfs daai mamma wat in 'n huis is wat omstandighede so is dat die kinders moet nou veilig gehou word hier, selfs sy gaan in haar hart en in haar gedagtes hinker na haar kinders se veiligheid. En ek dink die punt waar ek wil uitkom is, as hier kinders hier is in hierdie huis van veiligheid, dan behoort elke mamma daai bekommernis te kan eenkant toe sit en fokus op ander goed, want hier is hulle veilig. Dit kan sy weet. Dit kan sy weet. Hier gaan gekyk word na hulle behoeftes, emosioneel, fisies, geestelik op al daai vlakke, want ons glo in 'n holistiese benadering. So dit behoort daardie gemoedsrus te gee om haar eie lewe reg te trek of weer op 'n plek te kom waar sy behoort te wees. Ons weet dat die kindertjies wat hier land word goed versorg in al die aspekte. So ons as gemeenskap in die ouens maak al reeds seker deur hulle betrokkenheid en bydraes dat hierdie plek bestaan en veilig is en funksioneel opereer. En dan die ouers moet weet, die kinders wat hier is uit families uit, hierdie plek is veilig vir hulle kinders. Dit is vir my is dit die kern van die saak. Dit is 100% veilig. Hulle word na gekyk in alle opsigte. Wat noem ons die huis van veiligheid? Dis huis Chris Sanloo. Chris Sanloo in Parys. Ja. En julle funksioneer eintlik onder die VVA. Ja, dis korrek. Maar julle funksioneer ook bydraes uit die gemeenskap uit. Ja, ons doen. Ons is baie afhanklik daarvan, want 'n plek soos hierdie, dit kos baie om in stand te hou elke maand, jy weet, so. Ek het hier deurgestap en gekyk, is 'n perfekte, volkome toegeruste,
pragtige huis vir seuns en dogters. Komplimente aan almal wat hier betrokke was. Vir my 'n aangename verrassing. Toe ek instap en ek ruik die huis, Ja. verskriklik aangenaam. 'n Kind sal hier kan funksioneer en veilig voel. Ja, en ek hoop en ons glo en dit is ons motivering en ons hoop dat hulle sal vrede vind hier. Dat dit huis sal wees en dat hulle kan genees ook. Ja. Belangrik. Ondersteun VVA, ondersteun vir Rikele, ondersteun die gemeenskap. Dankie Rikkie. Baie dankie Sakkie.